Liewe geliefdes, ja, julle voel vir my soos gemeente, maar ons is almal hier by mekaar vir 'n baie besonderse rede. Vandag neem ons afskeid van iemand wat diep spore in ons lewe getrap het, maar ons gee ook aan die Here eer. Want dit is amper so 'n tweeledige boodskap wat ons mee te doen het. Die een is dood en die ander is lewe, ewige lewe. So vergun my om saam met u vandag hierdie paadjie te loop waar ons dan 'n hulde blyk aan J.P. Foster, Jakob, Petrus Foster, wat ons ook aan hom gaan opdra. En ons gaan die Here dank vir sy lewe, maar ons gaan ook kyk, wat is die boodskap saam met die dood? Kom ons sit net so in ons word stil. Soos die oë van 'n knegg is op die hand van sy Heer, en die oë van 'n diensmaagd op die hand van haar meesteres, so is ons oë op u gerig, Here, totdat u ons genadig is. Geliefdes, genade en vrede vir julle. Ek nooi uit om saam met my na die woord van die Here te luister. Die Bybel het baie te sê oor lewe en dood. Ons vind hier in 1 Korintiërs 15 die apostel Paulus wat so 'n bietjie die argument hanteer oor mense baie maklik moedeloos word. Want ons sien die dood as 'n vyand. Hy neem weg. Hy bring pyn. Maar nou bemoedig hy die Korintiërs en hy sê vir hulle, kom ons begin by die opstanding van Jesus. As Jesus nie opgestaan het nie, dan was daar nie hoop nie. Maar hy was die eersteling uit die dood. En daarom begin hy, en hy verwys eintlik na iets baie interessants. Hy sê, wees nugter van vers 34 in 1 Korintiërs 15. Wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie, en ek sê dit tot julle beskaming. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? En met hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee aan die liggaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee en visse en voëls. En daar is hemelse liggame en aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son en anders die heerlikheid van die maan en anders die heerlikheid van die sterre. Want die een sterf in heerlikheid van 'n ander ster. So ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, maar word opgewek in onverganklikheid. Hy gaan aan, hy sê in vers 54, en wanneer die verganklike met die onverganklike beklees en die sterflike met die onsterflike beklees, dan sal vervul word wat die woord gesê het. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Geliefdes, kom ons word net stil vir 'n oomblik. Here, in hierdie oomblik sit ons met baie emosies.
Daar's pyn in harte. Daar sal reeds verlange. Maar daar's ook baie vrae, onverstaanbaar vir die mens hoe die lewe aan mekaar gesit is. Maar ons kom na U toe in eenvoud, kinderlik. En ons sê vandag vir U, Here, kom leer ons van die dood en van hoop. Ons is eintlik in ons gedagtewêreld by 'n oop graf. Iemand wat ons liefhet het gesterf. Maar ons wil nie treur soos hulle wat geen hoop het nie. En daarom, Here, kom buig ons voor U. En ek bid, Here, dat elkeen wat na hierdie woord luister, U hulle harte sal oopmaak en vir hulle vrede gee, vir hulle insig gee, en dat U naam verheerlik word, in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, wanneer ons met die dood te doen het, dan is die tweede vraag, wat na die dood? Wat gebeur? Ek kyk hier na 'n prentjie van afskeid en ewigheid. Jy sien, die lewe eindig, dit is 'n afsny. Ons gaan nie weer met hom praat in hierdie lewe nie. En Paulus verwys na dit as 'n angel. Nou, julle weet, as 'n by jou steek, is daar gevolge. As 'n skorpioen jou steek, is daar gevolge. Dis swelling, dis pyn, dis ja, 'n mens weet daarvan. Jy word nie deur 'n angel geraak sonder dat jy weet nie. En net so die dood. Ek en jy is nie immuun teen dood nie. Elke verlies, elke een wat ons voor tot sien sê op hierdie aarde, is 'n pynlike ervaring. So dis 'n werklikheid. Maar dit herinner ons ook, die lewe is verganklik. Ons leef nie vir ewig nie. En nou kom die apostel Paulus en hy gee vir ons net so 'n prentjie. 'n Prentjie van saad. Hy sê, as jy nie die saadkorrel vat en in die grond gooi en hy sterf nie, kan hy nie weer lewend word nie. En God het dit bepaal dat toe Adam en Eva gesondig het in die tuin en van die boom van goed en kwaad geëet het, moes God hulle keer om nie die boom van die ewige lewe te eet nie. Want anders sou die mens in ewigheid in sonde en in 'n ampere toestand van hel geleef het. En daarom het Christus gekom, om ons vry te koop, want ons gaan sterf, soos hierdie liggaam 'n tentwoning is, wat tydelik is, so gaan hy sterf. En terwyl die hartseer van die dood 'n realiteit is die opstanding, die ewigheid, is 'n boodskap van hoop. As ek dink aan hom Jaap, dan sê ek kan nie anders dink as wat Psalm 139 my leer. Kom ons gaan begin by die begin. God het hom uniek aan mekaar geweef. Uniek. God het hom soos 'n tapisserie aan mekaar geweef en daar was net een van hom. Net so, jy is absoluut aan mekaar geweef, uniek.
En dit is wat God bedoel het met jou. Ons kan nie kies wat ons wil wees en wat ons word en wat ons doen nie. Nie regtig nie. Maar daar is iets unieks van elkeen. En so was om jou op iemand uniek. Daar is nie 'n tweede een nie. Maar wat ons doen, ons skuur af op mekaar. Ons word voorbeelde. En die uniekheid leer die apostel Paulus ons ook in vers 38. Hy sê, weet die sterre verskil na mekaar. Hy sê net so is ons verskillend en net so uniek gaan ons opstandingsliggaam wees. Ja, hy sê daar is die beeld van die aardse en dit is wat ek en jy van mekaar sien vandag. Maar daar is ook die beeld van die ewige. En as hy in 2 Korintiërs 5 na die tydelike tentwoning verwys, dan wil hy vir ons sê, maar weet jy, ek en jy moet besef, hierdie lewe is nie waaroor alles gaan nie. Ons is baie uniek geskape, met 'n doel, met 'n bepaalde rol in hierdie lewe, wat ons gaan ergens vervul. Op 'n Jaap het sy rolle vervul, sy kinders grootgemaak, sy werk as ambagsman, die invloed wat hy gehad het of hy op die myn gewerk het, of waar hy ook al betrokke was. Dit was sy invloedssfeer. Maar hy wil hê Paulus wil hê ons moet bietjie verder kyk en sê, hierdie is nou so 'n tydelike reis, tydelike blyplek in hierdie liggaam, maar as dit tot 'n einde kom, dan is ons in die ander kant van die graf. Dan sê hy die dood word verslind in die oorwinning. Die angel van die sonde is uitgehaal. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, daar in Kolossense kry ons rekening van elke mens wat na God toe keer, is teen daardie kruis vasgenaal. Jesus het betaal. Die wet is volbring. En ek en jy gaan voor die regterstoel van God staan. En ons gaan nie nou maar kerk toe om hemel toe te gaan nie. Kerk bring ons nie in die hemel nie. Ons kan nie net 'n paar goeie ou dingetjies doen om in die hemel te kom nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 ook dat ons moet nuut word. Nikodemus het vir Jesus gevra, nou waaroor gaan dit? Hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Wedergeboorte, nuutgebore. En daarom is die angel uitgehaal, omdat ons vrygekoop word van sonde. Om met 'n nuwe liggaam op te staan. Ek dink altyd aan die aartsvaders. As jy nou gaan kyk toe met die dood van Abraham, Jakob, Moses, Dawid, het hulle rus ingegaan. Hulle het hulle asem uitgeblaas. En asem uitblaas vind ek in die woord Yahweh. Die dag toe jy gebore is, het God daai ja in jou ingeblaas. En die dag toe jy, as jy sterf, dan vat hy die uit jou uit. Yahweh, God asem in jou. En dit is wat sterf beteken. So is om Jaap dan in sê rus in. Ons wil weet, ken ons iemand aan die ander kant as ons daar kom?
Hulle sal wel hemelse liggame, ons weet hoe dit gaan presies lyk nie. Maar as ek kyk na die verhale van Jesus en toe hy van die ryk jong man en Lazarus gepraat het, toe het hulle mekaar herken. Daar op die berg van verheerliking het Petrus hulle vir Elia en Moses geken. Ons verwag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En wanneer ons dan by die begraf staan, dan is dit eerstens om totsiens te sê. Maar tweedens is dit om met hoop hierdie laaste stukkie van ons eie lewe te loop. Ek en jy het nog kans. Ons het kans om met God te wandel. Ons het kans om hom te ken en te weet wat Jakobus sê. Dit het ek geskryf sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Geliefde familie, kom ons huil. Kom ons ween. Daar in die Bybelse tyd het hulle tot 30 dae lank gehuil. Kom ons huil in die afskeid. Maar kom ons bou daaruit 'n nuwe hoop vir ons en ons kinders in die nageslag. Dood is oorwin. Ons sterf nie soos diere nie. Ons kry 'n nuwe liggaam. Mag die Here elkeen help. Mag hierdie boodskap elkeen se lewe volmaak, hoop gee. In my lewe het ek dierbares verloor. My eie dogter op 39 aan malaria. My pa, my ouboet, my stiefboet, my ouma en my oupa. En elkeen was kosbaar. En ek verlang, ek mis hulle. So dis nie 'n sonde om iemand te mis nie. Maar by my vind jy 'n boodskap van hoop. Een wat positief is, wat kyk na die lewe en wat sê, dood, waar is jou angel? En alles gaan kulmineer, die dag as Jesus sy kinders kom haal. Die dag wanneer ek en jy groot en klein volgens Openbaring voor die wit troon oordeel staan. Om daai woorde te hoor, gaan in my rus, in my vrede. En ek en jy saam met die engele daarbo, daardie nuwe lied gaan sing. Hierdie is nie wensdenkery nie, dis realiteit. Net soos die dood 'n realiteit is. Die Here help jou. Amen. Vader, ons sê dankie, dat daar ook 'n lied is soos die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En dat ons dit kan sing met oorgawe, omdat U ons lei tot in deur die duisternisse, tot in die lig. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Liewe familie, baie tasbaar, wil ons nou vir hom Jaap totsiens sê. En die skrif leer my, dat wanneer ons vir mekaar daardie totsiens sê, dan kan ons dit doen met hierdie woorde, stof is jy, en tot stof gaan jy terugkeer. Stof is jy. Mag die Here julle bemoedig, vertroos en heling bring. Mag ons as familie met elkeen van hierdie hartseer geleenthede nader aan mekaar groei. En mag julle wat daar ver is, wat nie die voorreg gehad het om met oupa hierdie laaste paadjie, die laaste tree te loop nie, mag julle ook vrede kry. Maar mag dit julle aanspoor om die Here te soek. Daar is net 2 belangrike goed in die lewe. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel
en jou hele verstand. En die tweede wat hier aan gelyk staan, jou naaste soos jouself. Geliefdes, genade en vrede vir julle, totdat Jesus weer kom. Amen.